Ekkie Eekhoring was baie bly dat hy Karel Kraai se aandag met die mooi blinkklippie in sy hand by die 2 wit eiertjies in die eikeboom se mik kon aflei. Dit was so amper of die ou kraai het hulle raak gesien. Ekkie wou nie eens daaraan dink wat sou gebeur het as Karel Kraai op die eiertjies afgekom het nie. Nadat Karel weggevlieg het rivier toe, het Ekkie vinnig in die eikeboom opgeklim om te gaan kyk of die eiertjies nog veilig is onder die blare in die mik van die tak. Maar o wêreld, toe Ekkie daar kom, was die eiertjies skoon veld. Maar dit kan mos nie wees nie, sê Ekkie benoud en begin dadelik rondsoek na waar die eiertjies tog kan wees. Ek weet Karel Kraai het hulle nie opgeëet nie. Ek het hom mos gaan wys hoe die klippie lyk en toe val hy uit die boom uit, sê Ekkie terwyl hy soek en soek. Eiertjies, roep Ekkie terwyl hy soek. Eiertjies, waar kan julle tog wees? Roep Ekkie. Moenie wegkruipertjie speel nie, ek is baie bekommerd oor julle. Kom nou uit asseblief. Arme Ekkie is nou so bekommerd dat hy byna wil huil. Hy hardloop weer af met die boom om te gaan kyk of hulle nie dalk afgeval het en daar lê nie. Maar daar is geen teken van die eiertjies nie. Maar julle kan mos nie sommer net so verdwyn nie, roep Ekkie met 'n bewerige stemmetjie. Hy hardloop weer teen die boomstam op om weer te gaan kyk of hy nie dalk die eiertjies misgekyk het nie. Maar daar waar die eiertjies gelê het, is niks. Net die blare waarmee Ekkie die eiertjies toegemaak het. Ekkie gaan sit moedeloos op die tak en begin huil. En net toe hoor hy skielik 'n stemmetjie. Oom Ekkie! Oom Ekkie! Ekkie kyk op om te sien wie hom so roep, maar hy sien niks. Wie roep my so? Vra Ekkie so tussen die trane deur. Hier, oom Ekkie! Hier op die tak het naby oom se kop. Sê nog 'n stemmetjie. Ekkie probeer tussen die trane deur sien, maar hy sien niks. Moenie vir julle snaaks hou nie. Ek kan nie sien as ek hartseer is nie, sê Ekkie en begin weer huil. Vir wie soek oom? Vra die stemme weer. Ek soek na die 2 klein wit eiertjies wat ek van die bakkraans af hiernatoe gebring en tussen die blare en die mik van die boom toegemaak het, sodat hulle kan uitbroei. Hulle is weg, skoonveld weg, en ek weet ou Karel Kraai het hulle nie opgeëet nie. Ai, waar gaan ek tog nou begin soek na hulle? Huil Ekkie verder. Maar oom Ekkie, hoekom huil oom so? Kyk, hier sit ons naby oom se kop. Ons het uitgebroei die eiertjies uit. Ekkie skrik hom heeltemal uit sy gehuil uit en begin nou vinnig rondkyk. En jou waarlik, daar voor sy oë sien hy 2 piepklein geitjies. Wie is julle? Waar kom julle vandaan? Julle is dan nie eiertjies nie, vra Ekkie nou baie deurmekaar. Ek sê mos, ons het uit die eiertjies gekom. Ek en my boetie. My naam is Meel en my boetie se naam is Piep. Piep. Sê Meel en wikkel sy stertjie. Maar julle is dan geitjies, sê Ekkie en knip sy oë om van die trane ontslae te raak. Net so, oom Ekkie. Sê Meel. Moet ons eerder vir oom Papa sê? Vra Biep. Nee, sê Ekkie en kom nader om die 2 klein geitjies van nader te kan sien. Ek is nie julle pappa nie en ek is ook nie 'n oom nie. My naam is Ekkie Eekhoring. Noem my asseblief Ekkie, Hallo Ekkie, sê Meel. baie dankie dat jy ons so mooi opgepas en veilig gehou het. Oom het ons so mooi opgepas dat ons kon uitbroei. Ou Ekkie is so bly dat die eiertjies niks oorgekom het nie, dat hy sommer so 'n diep sug gee. Oh, dit is 'n plesier julle. En hy glimlag sommer weer, Dit was baie dapper van jou Ekkie. sê Meel en kruip nader aan Ekkie se gesig. Wanneer ons mamma haar eiertjies gelê het, is haar werk klaar. Dan moet die eiertjies wag om self uit te broei. En wanneer die eiertjies so alleen uitbroei, is daar allerhande gevare wat hulle bedreig.
Slange en voëls kan hulle maklik raak sien en opeet. Maar jy was slim om ons daar teen die rots by die bakkrans weg te neem en hier na jou eikeboom toe te bring. Maar dan moet ek julle nou dadelik terugneem na julle mamma en pappa toe. Hulle is seker al rasend van bekommernis oor julle, sê Ekkie En wil net begin aanstaltes maak, Nee, Ekkie, sê Biep. ons weet nie eens wie ons mamma en pappa is nie. Hulle is ook nie bekommerd oor ons nie. Maar dit kan mos nooit wees nie, Sê Ekkie met groot oë. watter mamma en pappa los dan net hulle eiers so sonder om verder na hulle te kyk. Die twee geitjies lag tog te lekker. Jy hoef nie bekommerd te wees nie. Ons is mos nou hier en ons gaan sommer net hier in die eikeboom saam met jou bly. As jy nie omgee nie, Sê Biep. as jy eerder alleen hier wil bly, sal ons maar 'n ander blyplek gaan soek. Nooit gesien nie. Sê Ekkie sonder om 2 keer te dink. Julle bly net hier in die eikeboom en van nou af is my huis ook julle huis. Ek is nou so stom geslaan dat ek skoon my maniere vergeet het. Baie welkom in die eikeboom julle. Ek hoop julle gaan baie gelukkig wees hier. Dis die mooiste eikeboom in die groot bos en julle kan vir so lank as wat julle wil hier bly. En elke dag Ekkie bly skielik stil. ek hoop julle eet ook akkers, want dis al wat hier is. Jy moenie oor ons bekommerd wees nie, Ekkie. Hier is oor genoeg kos vir ons. Sê Meel. Oor genoeg. Sê Biep. Ons eet goggas en ons sal sommer van die doudruppels en reendruppels drink wat aan die blare is en in die holtes van die takkie opdam. En wanneer daar 'n lekker plassie reënwater in die mik is, hou ons daarvan om lekker te bad. Dit help ons om te vervel soos wat ons groot word. Sê Meel. Ekkie kan sy ore nie glo nie. Julle is baie oulik, hoor. Sjoe, dit gaan so lekker wees om saam met julle hier in die eikeboom te bly. Nou het ek darm ook weer maatjies. En ek gaan nou nie meer so alleen wees hier in die boom nie. En ons is baie bly dat jy ook ons maatjie is, Ekkie. Jy is die beste maatjie wat ons ooit kon hoop om te hê. Sê Biep. Maar nou wil ek julle eers iets wys. Sê Ekkie. Dis iets wat ek hier onder die boom opgetel het toe ek akkers bymekaar gemaak het. Kom, dis daar in die mik van die oorkantste groot tak. En daar hardloop Ekkie en die 2 ratse geitjie boeties na die oorkantste tak toe. Julle moet mooi hardloop, sê Ekkie. Julle moenie afval nie. Moenie bekommerd wees nie, Ekkie. Ons kan sommer onder die takke ook hardloop. Ons voetjies het fyn haartjies wat lekker kan vasklou. Kan jy dit glo, sê Ekkie. Nou toe, nog net so 'n klein entjie, dan is ons by die mik. Hulle draf al met die boomtakke langs, opgewonde om te gaan kyk na watter verrassing Ekkie vir hulle het.